Ons buig ons harte voor U, die Allerhoogste, die ware enigste God van hemel en aarde, en die Vader van almal wat wonderlik in Christus weergebore is. Ons loof U in aanbidding en dank U vir so 'n voorreg om 'n erediens te mag saam hou vandag. Kom na ons en gee vir ons U onfeilbare woord weer, Here. U woord is so onfeilbaar soos wat U onfeilbaar is. Gee ons U woord om ons op te bou en te stig en te troos en te vermaan en aan te spoor. Want watter wysheid en watter kennis sou ons hê buiten die woord van God? Niks, net menslike wêreldse kennis. Ons kan nie met die lewende God wandel buite om die goddelike wysheid en waarheid nie. Dis waarom dit so belangrik is dat ons met 'n besef van afhanklikheid voor U moet kom. Leeg in onsself, weggedraai van onsself af. En gefokus op U, gefokus op wat die Heilige Gees deur die Skrif spreek. Terwyl ons ook bid, Here, vir ons land Suid-Afrika en die owerhede wat oor ons gestel is, nasionaal en provinsiaal. En mag ons vra, Here, vir U ingrype ook in ons land, met al sy probleme en krisisse. En veral ook waar ons land, soos alle ander lande, gekonnekteer is met wat in die internasionale wêreld gebeur. Maar ten spyte van wat ook al, kan niks die opmars van U koninkryk stuit nie. Niks kan dit stuit nie. Maak tog van almal wat vir U werklik ken, U roekelose getuies en evangeliste en draers van die enigste boodskap wat lewens kan verander. Dit is die evangelie van Jesus Christus. Amen. Ons lees nou by Matteus 14, dit is nommer 25 vandag in ons reeks oor Matteus. Ons het hoofstuk 13 voltooi verlede week met daai geweldige gedeelte oor Johannes die Doper se dood. Dit is in die begin van hoofstuk 14 en nou die tweede helfte van hoofstuk 14 begin met hierdie vers wat ons nou lees, dit is vers 13. Matteus 14 vers 13. En dan sal ons net dit lees en dan volgende week as die Here wil, Jesus loop op die water. Dan gaan ons as die Here wil nog hoofstuk 15 behandel, 2 boodskappe uit 15. Dan gaan ons Matteus eers laat rus. Dan wil ek hier in die middel van Augustus wil ek een enkel boodskap bring oor die moederbelofte. En na die moederbelofte boodskap wil ek dan, as die Here wil, voortgaan met Exodus. Exodus waar ons hom laas nog gelaat het, by 24, 25 begin met die tabernakelstudie. En dit sal vir ons neem, as die Here wil, tot byna aan die einde van die jaar. In Matteus 14 lees ons by vers 13 hierdie woorde. Toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skuit daarvandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor en hom van die dorpe af te voet gevolg. Toe hy uit die skuit klim, het hy die groot menigte mense daar gesien.
En hy het hulle innig jammer gekry. En die siekes onder hulle gesond gemaak. Toe dit al begin aand word, het sy disippels vir hom kom sê, dis 'n afgeleë plek hierdie en dis al laat. Stuur die mense terug dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Bring dit vir my hier, sê hy. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, kyk na die hemel op en vra die seën. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan sy disippels gegee en hulle het dit aan die mense gegee. Al die mense het geëet en genoeg gekry en hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood wat oorgebly het. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en kinders. Jesus het natuurlik 2 keer voedsel vermeerder, ek weet nie of u dit weet nie. Ons gaan van die tweede vermeerdering van die brood lees, as die Here wil, oor 'n paar weke by hoofstuk 15. So daar was 2 sulke geleenthede. Ons lees dan net tot sover, uiteraard. Ek dink elke mens ken die gevoel van tekort, of die taal, die woordeskat van dit is nie genoeg nie. Ons almal ken dit, ons almal praat so, die taal van tekort hê. Ek het nie genoeg nie. Genoeg wat dit ook al is. Genoeg geld, genoeg krag, genoeg tyd, genoeg moed, genoeg antwoorde, genoeg geloofsvertroue, noem dit op. Dit is presies waar die disippels hulle bevind het daardie aand of laatmiddag. En waar die Here Jesus vir hulle iets kom leer wat hulle nooit in hulle lewe sou vergeet nie. Hy het vir hulle kom leer in die eerste plek, en dis my oortuiging dat dit is waaroor hierdie hele gebeure gaan. Nie dat die voedsel vermeerder het nie, maar wie hy is. Dis waaroor dit gaan. Wie is hy werklik? Hierdie wonderwerk begin met hom, dit eindig met hom, dit begin met hom, ek wil amper sê dit begin met hom, dit begin met sy eie hart. Die Bybel sê, hy het innig jammer gevoel vir die mense. Dit moes omtrent 20.000 mense gewees het. Geweldig baie mense. Die Bybel sê, toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan met 'n skei vertrek na 'n verlate eensame plek. Maar die skare hoor dit en hulle volg hom te voet. Dis heel waarskynlik natuurlik by die See van Galilea, wat nie 'n groot meer is nie. En hy gaan met die skuit en hulle gaan te voet om die meer. En toe hy uitklim, sien hy die skare en toe het hy innig jammer vir hulle gevoel, sê die Bybel. Toe Jesus dit hoor, toe hy wat hoor? Wel, die eerste paragraaf wat ons verlede week behandel het. Toe hy hoor dat Johannes die Doper deur Herodes doodgemaak is. Wat nie sommer net enige soort tyding was nie. Johannes die Doper was die een wat Jesus se koms aangekondig het. Hy was die laaste groot profeet van die Ou Testament. Hy was die stem wat in die woestyn geroep het. En nou is hy onthoof deur 'n boef en 'n skurk, soos ons verlede week gesien het. En Jesus voel, omdat hy waarlik eg mens is, voel hy die pyn daarvan aan, presies net soos wat u en ek dit sal voel. En hy voel hy moet net wegkom. Hy voel hy moet net alleen wees, hy moet net stilte hê. Afsondering hê, tyd alleen hê. In sy waaragtige menslike natuur voel hy hierdie verlies intens aan.
Net soos enige mens dit sal voel. Markus 6, wat dieselfde gedeelte beskryf, voeg iets by wat nie hier staan nie. Markus sê dat Jesus gesê het, kom ons gaan en ons gaan rus 'n bietjie. So hy verstaan menslike trauma. Hy verstaan moegheid, hy verstaan verlies, skokkende tyding, al die goed wat almal van ons wat in hierdie kerkgebou vanmôre is, al gevoel het of nog gaan voel. As jy dit nog nooit gevoel het nie, dan gaan jy dit voel. As jy dit gevoel het, gaan jy dit waarskynlik weer voel. Solank as wat jy op hierdie aardbol bly. Jesus het dit aan sy eie vel gevoel. Hy het alles aan sy eie vel gevoel. Mense sê dikwels, as daar traumatiese goed gebeur, dan sê hulle nou, waar is die God van liefde waarvan ons in die kerk hoor, of waarvan die Bybel praat, waar is hy nou? Maar hulle vergeet dat God die Vader het in Christus Jesus in vlees en bloed saam met ons kom loop deur al ons traumas. Dis nie 'n God wat afsydig is nie. Maar die skare, soos ek gesê het, sien, daar gaan hy met die skytjie en hulle mik en dink waarheen gaan hy, en hulle gaan te voet gaan hulle om, en toe hy daar aankom aan die ander kant van die meer, toe staan daar hierdie reuse getalle mense al klaar vir hom en wag. Niemand sou hom verkwalik het as hy sou gesê het, hoorie, ouens, môre asseblief. Nie vandag nie, ek het rus nodig. Maar dit gebeur nie. Matteus sê, hy het innig jammer vir hulle gevoel. Die Griekse woord beteken letterlik sy ingewande was saamgetrek van ontferming vir hulle. Dit is nie 'n oppervlakkige soort van simpatie of dit is 'n diep medelee. Dit is hoe die Here Jesus na mense kyk. Hy voel vir mense. Soos wat die Ou Testament van God, Jahwe, God die Vader sê, het Jesus in vlees en bloed kom demonstreer. Daar staan byvoorbeeld in die Ou Testament dat in Psalm 103 dat daar staan 'n klomp goed, maar daar staan onder andere, soos wat 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. En die bekende Jesaja 49 sê, kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Dis amper onmoontlik, maar party vrouens doen dit, maar dan staan daar selfs, al sou dit kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie, ek het jou naam in my handpalms ingegrafeer. Nie geskryf nie, ingekerf. As 'n ding in jou handpalm gekerf is, of selfs geskryf is dit iets wat jy gedurig sien. Dis God die Vader se hartklop, maar Jesus demonstreer dit. Wanneer Jesus mense sien, gemeente, dan sien hy nie 'n las nie. Markus 6 sê dit ook by wat Matteus nie sê nie. Hy sien hulle is so skape sonder 'n herder, sê Matteus 6:34. Ons dink dalk dat die lewende God moeg raak vir ons. Ek dink soms so, ek voel partykeer so, ek voel ook lus om weg te hardloop, as ek dink dat ek bid dieselfde gebed 'n miljoen keer, ek sukkel met dieselfde hemeltergende sondes, ek bring dieselfde bekommernisse na die Here, en dan wonder 'n mens later vir jouself, maar is die Heiland nie nou op 'n manier bietjie moeg vir my op hierdie stadium nie? En dan die antwoord is, is maar net menslik om so te voel, maar die antwoord is baie duidelik nee. Nee, hy is nie moeg vir jou nie. Hy stuur nie die skare weg nie. Hy het dit baie nodig gehad om alleen te wees. Hy het sopas hierdie verskriklike tyding gekry van wat met Johannes die Doper gebeur het. Hy het nodig gehad om alleen te wees, maar die Bybel sê, hy ontvang hierdie mense, hy leer hulle, hy voed hulle, en dit is nog altyd sy hart vandag. Hoe weet ons dit is sy hart vandag?
Want die Bybel sê in Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Dieselfde Jesus wat daardie skare jammer gekry het, kyk nog vandag met dieselfde ontferming na sy bloedgekoopte kinders, maar ook glo ek na die skares. As jy in die winkelsentrum loop, daai malende massas, ek het al baie daarna gekyk, na hierdie malende massas van allerlei rasse en kulture en wat jy dit alles kan noem, dan wonder ek baie keer hoe die Here kyk na hierdie malende massas, wat nie noodwendig met hom iets te doen wil hê nie. Wel, die Bybel sê vir my, hoe kyk hy na die mense? En na mate die dag aanstap, begin die disippels al hoe meer prakties dink, heeltemal reg. Hulle kyk na die son, hulle sien die son is besig om te sak. Hier is hierdie klomp mense, hulle is nog altyd daar. Dis laat. Waar gaan hulle kos kry ensovoorts? Dis 'n heeltemal 'n verantwoordelike ding wat hulle vir Jesus sê om te sê, Here, moet U nie die mense net verdaag dat hulle ten minste net kan die dorpies toe kan gaan om te gaan kos koop nie. Dis nie omdat hulle hardvogtig is nie, dis net logies. Dis die realiteit. Duisende mense, daar's nie winkels daar naby nie, daar's nie kos nie ensovoorts, en as hierdie mense nie nou huis toe gaan nie, wat gaan gebeur? Die diagnose van die disippels is korrek, maar die oplossing wat hulle het is verkeerd. Hoe dikwels gebeur dit nie met my nie? Jy sien die probleem raak met jou menslike oë en jou menslike logika en jy dink aan menslike oplossings en jy redeneer maar dit kan net eenvoudig nie werk nie. Dit kan nie so werk nie. Dis wat die disippels kyk na die omstandighede, toe sê hulle, maar dit kan nie werk nie. As die Here nie hierdie ouens nou gaan verdaag nie, dan weet ons nie. Maar Jesus kyk na die Vader. Hy kyk na die Vader. En daarom antwoord hy een van die merkwaardigste sinnetjies. Hy sê, nee, die skare hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Wat? Ons. Johannes Evangelie sê dat 'n seentjie daar aangekom met die brode en die visse. Johannes voeg dit by. Hy sê dis 'n seentjie wat daar aangekom het met dit. Dit moes 'n skok. Gee julle vir hulle iets om te eet. Maar Here, ons het niks, dis dan nou julle punt. Maar hulle het nie geweet die Here se krag begin waar hulle krag ophou nie. En jy sien daai selfde patroon as jy reg deur die Bybel kyk, dan sien jy presies hierdie selfde patroon, is niks vreemd nie. Toe God byvoorbeeld vir Moses roep om Israel uit Egipte uit te lei, het Moses dadelik sy tekort raak gesien. Weereens, soos ons begin het met die boodskap vanoggend, die woordeskat van tekort. Wie is ek dat ek na die Farao toe sou gaan? Ek kan nie eens behoorlik praat nie. En God bou nie Moses se selfvertroue op met 'n 3 maande kursus aanlyn nie. Hy sê net vir hom, ek sal met jou wees, my vriend. Klaar. Die verskil was nie in Moses se vermoë nie, dit was in die Here se teenwoordigheid by hom. En dieselfde gebeur ook met Gideon in Rigtere hoofstuk 6. Gideon, hy voel klein, maar die Here sê vir hom, hoor ek gaan vir jou gebruik as 'n rigter om die volk te red. Hy sê, maar ek kan dit hoegenaamd nie doen nie. Ek is totaal onbekwaam. Ek is swak en klein. Maar die Here sê vir hom, gaan in die krag wat ek vir jou gee. Is dit nie ek wat jou stuur nie? God kies telkens mense wat weet dat hulle nie genoeg het nie, sodat almal uiteindelik kan sien dat die eer aan die Here behoort. Paulus het dit ook geken in sy lewe, soos ons almal weet, die hele ding van die doring in die vlees en al daai dinge wat ons goed ken, maar wat antwoord die Here hom nadat hy telkens daaroor gebid het? Die Here sê vir hom, nee, ek gaan nie die doring wegneem nie, maar ek wil vir jou sê, 2 Korintiërs 12:9, my krag is vir jou genoeg, my genade is vir jou genoeg, want my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is.
Dis amper asof die Here sê, maar hoorie, wanneer jy ophou vertrou op jou eie voorrade, dan begin jy ontdek wat in my voorraadkamer is. Ja, die disippels is baie eerlik. Hulle sê, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Dis nou wat die seentjie daar aangebring het, maar let op die woordjie net. Ons het net 2 brode, 5 brode en 2 visse. Hulle kyk met ander woorde, die net sê vir jou, hulle kyk net na daai getalle. Maar Jesus kyk na die 5 brode en die 2 visse in die Vader se hand. En dit maak die wêreld se verskil. Daai seentjie het seker nie besef nie, hy het nie besef nie seker nie, hy kon nie besef het dat sy ou eenvoudige middagetietjie wat hy daar aangebring het, dat dit deur die Here gebruik sou word om duisende mense te voed nie, want dit is wat die Here doen. Hy begin daarmee, hy begin by dit wat onbeduidend vir die mense. Onthou julle nog toe Samuel 'n koning moes gaan salf. En hy kom daar by die oom met die klomp seuns en hulle bring nou al die seuns daar. En ja, maar die ouens is mooi ouens, dis ouens wat nou regtig koning, almal van hulle kon eintlik koning wees, net na hulle looks gekyk. En by die Here sê elke keer vir hom, laat gaan verby daai ou. Hierdie ou, nee, pas. Hierdie ou, op die ouens is almal weg en daar's niks oor nie. En toe sê die pa, hy vra, is daar nie nog 'n seun iewers? Is nie nog iemand, nog 'n seun? Die pa sê, ja, ek het nog 'n ouetjie daar, jy weet, maar hy's eintlik maar net hy's so 'n jong seentjie en hy pas skape op. Ek het hom nie eens laat roep nie. Dis Dawid. En toe sê God, 1 Samuel 16:7, die mens kyk wat voor oë is, maar die Here kyk na die hart. Of dink aan die weduwee van Sarfat. Sy het vir Elia die profeet gesê, ek het niks gebak nie, ek sê ook hierdie woordjie weer, ek het net 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die kan. Maar dit was genoeg in God se hand. Of dink aan die gedeelte wat ons net nou gelees het, in 2 Konings 4, van die man wat die 20 garsbrode vir die profeet Elisa gebring het, en toe sê Elisa vir hom, gee dit vir die mense dat hulle kan eet, maar die dienaar sê, hoe kan ek dit voorsit aan 100 mense? Maar Elisa sê weer, nee, gee dit vir die mense dat hulle kan eet, want so sê die Here, hulle sal eet en nog oorhou. Jy sien die ooreenkoms? 'n klein hoeveelheid brood, 'n dienaar wat sê, dis nie genoeg nie, God wat sê, gee dit. Almal eet en daar bly oor. Maar Jesus is die groter Elisa. Elisa voed 100 mense met 20 brode, maar Jesus voed ongeveer 15 na 20.000 mense, as jy die vrouens en die kinders bysit, met 5 brode en 2 visse. Waardeur Matteus vir ons wil sê, hoor die ouens, hierdie Jesus is nie net 'n profeet soos Elisa nie. Hy is nie net soos Moses nie, wat die manna gesien het nie. Hy is die ewige seun van God self. En dan vir my een van die mooiste sinnetjies wat daar seker in die Bybel is dat Jesus dan sê, bring dit vir my hier. Is dit nie mooi nie? Bring dit vir my hier. Wat 'n uitnodiging. Bring dit vir my hier. Is dit nie 'n pragtige, wonderlike sinnetjie nie? Bring dit vir my hier. En ek glo dis nog steeds sy uitnodiging vir my ook. Bring jou swakheid. Moenie vir my bring wat jy nie het nie. Bring vir my wat jy het. Here, maar ek het net swakheid en vrees en skuld en gebrokenheid en finansiële nood en uitputting en klein geloof en onvermoë om te getuig. Bring dit vir my. Bring daai wat jy het vir my hierso. En wat onvoldoende in ons hande is, word met eens in Jesus se hande genoeg. Ons grootste fout is dikwels nie dat ons te min het nie. Ons grootste fout is baie keer dat ons te lank probeer om met ons eie 5 brode en 2 visse klaar te kom voordat ons dit vir Jesus gee. En dan verander die hele toneel toe hulle dit doen.
Tot dusver was hulle almal se probleme net, se oë net op daai probleem. Hulle sien die skare, hulle sien die brood, die visies, hulle sien die tekort, maar Matteus sê, toe gee Jesus hulle die bevel, ewe skielik is hy die bevelvoerder, hy gee die bevel dat die skare op die gras moet gaan sit, en hy neem die 5 brode en 2 visse, kyk op na die hemel, seën dit, spreek die seën uit, of die dankgebed, breek die brode, gee dit vir die disippels, om dit vir die mense te gee. Dit is so 'n eenvoudige beskrywing, maar amper elke woord het betekenis. Hulle moes op die gras gaan sit, Markus voeg weer by, hy sê hulle moes in groepe sit, lyk so 'n piknik. En die Jode sou onmiddellik toe hulle dit sien, sou hulle dink aan wat ons vroeër in die diens gelees het met Eksodus 16, aan hoe die Israeliete ook in die woestyn in groepe gegroepeer is deur Moses, en hoe hulle die brood uit die hemel, die manna, ontvang het waarvan ons net nou gelees het. En elke dag moes hulle uitgaan om hulle voorraad manna vir die dag op te tel ensovoorts. Maar Jesus is die manna in lewende lywe, in menslike gestalte hier voor hulle. Later sê Jesus in Johannes 6, ek is die brood van die lewe. Dis die sleutel vir my om hierdie hele, kom ons sê, wonderteken te verstaan. Die brood en die vis is nie die eindbestemming nie. Die Here is die brood van die lewe, en hy voed honger harte en siele, nie net maë nie. En die voorsiening kom van die Vader. Dit is hoekom hy opkyk na die hemel. Hy kyk nie op na die hemel om die toestemming by God te kry nie. Hy kyk op na die hemel om vir ons te wys waar hierdie voorsiening eintlik vandaan kom. Elke goeie gawe kom van bo, van die Vader van die ligte, sê Jakobus 1:17. En dit vergeet 'n mens so maklik. Ons dink ons salaris voed ons, of ons besigheid voed ons, of ons pensioen voed ons, of ons boerdery voed ons, maar uiteindelik gebruik God maar net daai as goeders as instrumente. Hy is die gewer. Deuteronomium 8:18 sê, moenie vir jouself sê, my krag en vermoë het my hierdie rykdom gegee nie. Dink aan die Here jou God, want is hy wat jou die vermoë gee om dit te ver. Elke asemteug is 'n geskenk, elke dag is 'n geskenk, elke oggend is 'n geskenk, alles is gawes. En dan gebeur daar iets kosbaar. Matteus gebruik 4 werkwoorde. Hy sê, Jesus het geneem, gedank, gebreek en gegee. 4 werkwoorde. Hy het geneem, gedank, gebreek en gegee. Presies dieselfde woorde, wie kan dit dink? Is presies dieselfde woorde as wat hy 'n tydjie later sou gebruik by die instelling van die nagmaal, by die laaste Pasga maaltyd in Matteus 26. Op daai donderdag aand voor die kruisiging staan daar, terwyl hulle eet, neem hy die brood, spreek hy die seën uit, breek hy dit en gee dit vir die disippels en sê, neem eet, dis my liggaam. En na sy opstanding op die pad na die dorpie Emmaus, erken die 2 Emmausgangers hom wanneer hy presies dieselfde doen. In Lukas 24 staan daar, toe hy saam met, jy weet, hy het eers met hulle gepraat, en toe hy saam met hulle na hulle huis toe gaan, toe hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, spreek hy die seën uit, breek hy dit, gee hy dit vir hulle, en hulle oë het oopgegaan vir wie hy is. Het wys vooruit, glo ek, hier in Matteus 14 wys dit vooruit na Jesus Christus, wat uiteindelik die voedsel vir ons siele word op Golgotha, die brood wat gebreek word, is hy. Maar hy gee die brood nie direk vir die skare nie, hy gee dit eers vir die disippels, en hulle gee dit vir die mense. Hy kies met ander woorde doelbewus om die disippels deel van die bediening te maak, en dis nog steeds so vandag. Dis hoe hy werk. Dit is hoe hy werk. Hy kan die evangelie direk uit die hemel laat hoor vir die hele Kaapstad. Hy kan engele gebruik as evangeliste, maar hy kies om gewone mense te gebruik. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 vers 7, hy sê, ons dra die skat in ons soos erdekruike. Ons
is die erdekruike, breekbaar, onvolmaak, en tog plaas God die skat binne in gewone mense om dit te gaan uitdeel. Elke keer wanneer jy vir iemand die weg tot saligheid duidelik maak, elke keer wanneer jy die evangelie deel, elke keer wanneer jy iemand in die Here se naam bemoedig of vir iemand bid, is jy soos een van die disippels wat die brood van Jesus se hand vat, ontvang en dit aan ander uitdeel. Ons gee nie ons brood nie, ons gee sy brood. Maar die uitdelers is baie beslis ons. En dan kom die eenvoudige slotsom. Almal het geëet en versadig geword. Nie sommige nie, almal. Die Griekse woord beteken om heeltemal vol te word. So skape wat genoeg weiding gekry het. As jy net hierdie prentjie voor jou oë sien, die mense sit op die gras, dis baie. Dit is bitter baie. Die mense sit op die gras, die groot herder staan tussen hulle, hy voed die kudde, niemand gaan honger huis toe nie. Dis Psalm 23 wat voor hulle oë lewendig gedemonstreer word. Psalm 23, die herder wat sy kinders nooit sonder homself laat nie. Dis die groot verskil, né? Tussen wat ons wil hê en wat ons werklik nodig het. Dis 'n groot verskil. Ons dink dikwels ons grootste behoefte is net meer geld en meer gesondheid en minder probleme. Maar Jesus wys vir ons ons grootste behoefte is eintlik hy self. Dit is ons grootste behoefte. As ons dit kan besef, wil ek vir u sê, ons gebedstyd gaan net so groter word. Want gebed is ten diepste toe 'n gevoel, gebore uit 'n gevoel van bankrotskap. Honger, dors. Iemand het vir Leonard Ravenhill gevra, meneer, u bid 8 ure op 'n dag, dis 24 uur dag, u bid 8 ure op 'n dag, waarom dan so? Hy sê, omdat ek so honger is na hom. Dis die honger het daai man gedryf na 8 ure gebed. Hy sê, en ek is so bang as ek van my knieë opstaan en ek gaan winkel toe, of wat ek ook al doen, ek verloor dit weer. Ek wil dit hou. Ons grootste behoefte is die Here self. Dis nie iets nie. Waar hy is daar altyd genoeg. Die groot herder by sy kudde. Dit was nie net genoeg nie. Hulle 12 mandjies oorskiet opgetel. Van al die mense wat geëet het. Die mense is nou versadig en 'n mens kan dink, nou wat maak die oorblyfsels nou eintlik saak? Maar vir Jesus maak dit saak. Johannes 6, dieselfde gedeelte in Johannes sê, dat Jesus vir hulle gesê het, maak dit by mekaar, dan sê hy, sodat niks verlore kan gaan nie. Hy kon dit maak uit niks. En tog mors hy ook niks. Hy het onbeperkte mag. Maar hy leer vir sy mense om verantwoordelike rentmeesters te wees. Verantwoordelik om te gaan met wat God gee. 12 mandjies, 12 in die Bybel is altyd die getal van die volk van God. Dink aan die 12 stamme ensovoorts. Dis altyd die getal van die volk van God. So die rede waarom dit 12 is en Matteus noem spesifiek dat dit 12 is, om vir ons te herinner dat die Here Jesus Christus genoeg voorsiening is vir al sy mense. Vir al sy mense. Dis wat die 12 sê. Die 12 is nie 'n letterlike 12, natuurlik was dit letterlik 12 mandjies, maar die 12 is eintlik 'n geestelike simboliese getal wat wys op die volle volk van God. En daar selfs meer aan die einde as wat daar aan die begin was. Baie meer aan die einde. Dis wat Paulus vir die Efesiërs sê in Efesiërs 3 vers 20. Hy sê, aan hom wat mag het, wie kan die sinnetjie voltooi? Efesiërs 3 vers 20, aan hom wat mag het om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Oneindig meer.
Dit is God se manier. Dis sy manier. As jy aan Jesus Christus oorgee, dan verloor jy nooit. Dit geld nie net vir materiële goed nie. Dit geld vir alles. As jy aan hom gee, dan verloor jy nooit. In Lukas 6 vers 38 sê Jesus, gee en vir julle sal gegee word, 'n goeie maat, ingedruk, geskit en oorlopend vol gaan in julle skoot uitgestort word. God het mag om alle genade oorvloedig aan julle te skenk, sodat julle in alle opsigte vir alles genoeg kan hê. 2 Korintiërs 9:8. Maar hy gee nie net vir ons sodat ons genoeg kan hê nie, hy gee aan ons sodat ons kan uitdeel. Uitdeel. Ons ontvang om te gee. Ons ontvang die evangelie ook om dit te gee, om dit uit te dra. Weet jy dat 'n jong moslim man in hierdie week wat verby is, sit daar 'n klompie mense agter op 'n bakkie of 'n ding en een van ons medewerkers loop daar en hy sê vir die medewerker van ons, die jong moslim man, weet jy, ek sla nou hier 'n hoendervleis uit. Ons het er nog nooit teëgekom nie. Die jong moslim man sê vir ons medewerker, wat is jou geheim, vra hy. Wat is jou geheim, dat jy so openlik en vrylik en met vrymoedigheid hier loop, om jou Here te verkondig? Wat is jou geheim? Hy sien onmiddellik, daar's iets anders hier. Wat die geleentheid vir haar toe gee, om met hom Jesus te deel, want hy is die geheim. Maar ek sê altyd, as ons nie uitgegaan het na die mense toe nie, hoe sou daai moslim ooit Jesus hoor? Jy moet gaan. Jy moet gaan. Gelukkig is dit nie ek wat dit sê nie. Die Here Jesus sê in Matteus 28, net voor die hemelvaart, gaan na al die nasies toe, verkondig die evangelie. Die totale skare wat daar was daai dag, soos ek gesê het, as jy daai vrouens en daai kinders by die 5000 man stel, dan tel dit seker omtrent 15 of 20.000 mense. Dit moes 'n ongelooflike toneel gewees het. Maar die grootste wonderwerk is nie die getalle nie. Die grootste wonderwerk is nie die voedselvermeerdering nie. Die grootste wonderwerk is die persoon wat daar in die middel van die skare staan. Wat ook maar net, hoe lank was, 5 of 6 voet. 'n gewone man. Jy kon nie met jou blote oog in hom 'n verskil sien nie. Die mense sou dalk onthou het van die brood en die vis, maar Matteus wil hê, ons moet die heilige ewige seën onthou. En wanneer ons uit hierdie diens uitgaan oor 'n paar minute, dan moet ons dit ook onthou. Ons moet Jesus, ons moet nie sê, ja, die prediker was nou so en is so en is dit en dat. Ons moet sê, ek het die Here Jesus beter leer ken in die kerk vandag. Dit gaan nie hier oor 'n les oor hoe om min kos baie te maak. Dit gaan oor 'n bekendmaking van wie Jesus is. Dat hy die groot herder is van Psalm 23. Dat hy die God van Esegiel 34 is wat die skape kom voed. Dat hy die groter Moses is. Dat hy die manna is in lewende lywe. Dat hy die groter Elisa en Elia is, wat duisende voed. Dat hy die ewige seun van God is, in wie die Vader se oorvloed net sigbaar word.
Ek is oortuig daarvan dat die Here sê, goed, ek kan nie sê ek het dit nou gehoor met 'n hoorbare stem nie, maar ek is tog wel oortuig daarvan dat die Here vir my sê, bring dit vir my hier, wat jy daar 'n tekort het. Bring dit vir my, bring vir my wat jy het. Bring dit vir my. Here, ek het net 'n klein bietjie dit en dit en dit en dit. Bring dit vir my. En wanneer dit in sy hande beland, dan gebeur iets wat niemand kan verklaar nie. Dan sien jy dat waar ons voorrade ophou, dan begin God se voorsiening. En uiteindelik ontdek ons, soos ek gesê het, dat die grootste gawe wat Jesus ooit gee, is nie vis of brood nie, maar dit is hy self. Ek is die brood van die lewe. As jy van my geëet het, gaan jy nie weer honger kry nie. Dis die identiteit van Jesus wat voorop is. Dit is wat ons moet sien. Dis wat ons moet sien. Ek dink niemand sal kan ontken, jy kan nie ontken dat daai brood en vis, jy kan nie ontken dat dit 'n indrukwekkende iets is wat daar gebeur het nie. Dit is so. Dit is so. Maar die wonderwerker is oneindig groter as die wonderwerk. En is ons nie bevoorreg vanmôre om hier in die middel van 2026 te sit en as jy iemand is vir wie hy geroep het in jou lewe, dat jy hierdie groter wonderwerker mag persoonlik ken nie. Is dit nie onuitspreeklik nie? Gaan dink 'n bietjie daaroor na. Kom ons vra die Here se seën en ons bid net saam. Here, U ontferm U oor mense wat moeg en hulpeloos en honger is, dit staan hier. U is dieselfde herder van wie Dawid gesing het, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dit is waar dat ons dikwels na ons eie tekorte kyk. Ons kyk heel eerste na ons eie tekorte. Ek doen dit beslis. Maar vergeet dat alle mag in hemel en op aarde aan U behoort. Ons dankie dat Jesus Christus, Vader, nie net die skare met aardse brood en vis gevoed het nie, maar dat hy homself gegee het as die brood van die lewe. En terwyl ons, Here, in alle veiligheid en rus hier in hierdie stad kan lewe, in hier kerk hou, bid ons in die besonder vir lande in die Midde-Ooste waar oorlog en geweld en onsekerheid opnuut soveel mense weer tref. Veral ook kerke, Here. Ek dink aan die Presbyteriaanse kerk in Teheran, waar die regering net gesê het, ons vat julle gebou, klaar. Nou het hulle nie 'n gebou nie. Ou, antieke, historiese kerkgebou. O, Here, bewaar U kerk in daardie lande. En gee dat die lig van die evangelie juis in die donkerste omstandighede helder sal skyn, Here. Ons weet dat die nasies in beroering is, maar dat U op die heilige troon regeer en dat die koninkryk van Jesus nie wankel nie. Dit staan reeds in Psalm 2. Ons dra veral, soos ons verlede Sondag ook gesê het, die ware kerk van Jesus Christus in Iran aan U op. U ken U kinders daar by naam. U weet van hulle wat in die geheim by mekaar kom, wat onderdruk leef, wat vervolg word, wat gevange geneem word, wat van hulle vryheid beroof word ter wille van Jesus Christus.
Gee aan hulle volharding, moed en blydskap in die Heilige Gees. Bewaar hulle teen vrees en moedeloosheid, die groot gevare wat hulle almal in die gesig staar. En Here, wanneer ons hierdie week ingaan, laat ons lewe uit die sekerheid dat U meer as genoeg is. Meer as genoeg is. Aan U Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe al die lof en dank en aanbidding van ons gemeente, nou en vir altyd. Amen.